In die video gaan ons kyk na faktorisering, maar ons gaan meer in detail gaan oor hoe om te faktoriseer, waarom wat toe te pas en watse kennis jy moet hê in jou kop om faktorisering tot die beste van jou vermoë te kan doen. Ok, kom ons kyk na faktorisering. Nou, met faktorisering moet jy 3 goed kan toepas en jy moet dit kan verstaan. Nou die eerste ding is simbole. Nou ek het 'n aparte video gemaak om die simbole van faktorisering te verstaan. Die tweede een is jy moet oor kruismaal verstaan en kan toepas. En die derde een, jy moet weet wat is faktore en jy moet weet hoe om faktore te bepaal. Nou kom ons kyk na die eerste voorbeeld. Nou hulle gee vir jou x² min 5x min 14. Nou die eerste ding wat ek sou byvoorbeeld doen is, ek sal vir myself gaan skryf, maar wat is die faktore van 14? Die faktore van 14 is 1 en 14 en 2 maal 7. Nou gaan jy jouself vra, wat is die faktore van 14 wat vir my afgetrek 5 gee? So dis wanneer ek nou praat van jy moet oor kruismaal kan verstaan, want jy moet hierdie rympie uit jou kop uitken. Wat is die faktore van 14 wat vir my afgetrek 5 gee? Nou afgetrek 5 gee gaan vir jou 7 en 2 wees. So nou gaan jy 'n x en 'n x hê en 'n 7 en 'n 2 hê, want jy gaan oor kruismaal. So jy gaan sit met 7x en jy gaan sit met 'n 2x en afgetrek gaan vir jou 5x gee. Nou gaan jy jouself sê, die simbole gaan verskil, want jy kyk na die minus, en die grootste getalletjie gaan die negatief kry. So dit beteken die 7 gaan die negatief kry, en dit gaan dan byvoorbeeld jou faktorisering wees. So x min 7, x plus 2 is gelyk aan 0. So dit wil sê, antwoord van x gaan of 7 wees, of 2 wees. En dan moet jy onthou om altyd jou antwoorde te toets. So dit is dan jou antwoord. Nou kom ons kyk na die volgende enetjie. Min 2. Want daai kant is 'n positief, so jy vat hom aan word 'n min 2. Nou kom ons kyk na die volgende enetjie. Nou gaan jy vir jouself vra, wat is die faktore van 6? So dit gaan 1 maal met 6 wees, 2 maal met 3 en jy kan nie verder gaan as dit nie. Nou gaan jy jouself vra, wat is die faktore van 6 wat opgetel vir my 5 gee? So dit gaan opgetel 5 gee, gaan 2 en 3 wees. So jy gaan sit met 'n x en 'n x, 'n 2 en 'n 3. Die simbole gaan dieselfde wees, albei gaan plusse kry. So, as jy oor kruismaal, gaan jy sit met 'n 2x en jy gaan sit met 'n 3x, opgetel gaan jy 5x gee. So jy gaan sit met 'n x plus 2 en 'n x plus 3 gelyk aan 0. En dan gaan jou antwoord dus min 2 of min 3 wees. Nou kom ons kyk na die laaste enetjie. Ek wil net half so maak dat jy kan sien waar hy begin. Nou, wat is die faktore van 6? 1 en 6, 2 en 3, wat vir jou opgetel 5 gee. Okay? So wat vir jou opgetel 5 gee, gaan weer eens 2 en 3 wees. So jy gaan sit met x, 2 en 3, wat vir jou opgetel 5 gee. Die simbole gaan dieselfde wees, albei gaan negatiewe wees. So jy gaan x min 2, x min 3 is gelyk aan 0. So jou antwoord gaan x is gelyk aan 2 of x is gelyk aan 3 wees. So die oorkruismaal effek, ek gaan nou vir julle wys, hierdie gaan 2x, hierdie gaan 3x en opgetel gee dit jou 5x. Nou,
die vierde voorbeeld gee hulle vir jou x² min x min 6. Nou gaan jy self vra, wat is jou faktore van 6? So dit gaan 1 en 6, 2 en 3. Wat vir jou afgetrek 1 gee? So jy gaan werk met 3 en 2. So jy gaan 'n x hê en 'n x hê. Jy gaan werk met 'n 2 en 'n 3, wat afgetrek gaan vir jou 1 gee. Want 3 minus 2 gee vir jou 1. Hierdie maak nie baie saak of jy nou sê byvoorbeeld 4x minus 5x gaan min 1x gee nie. Jy kyk nie daar nie, jy sê net 2 minus 3 gaan vir jou 1 gee. Nou gaan jy self sê, so basies gaan hierso 2x en hierso 3x en afgetrek 3 minus 2 gaan vir jou 1x gee. En dan gaan jy self sê, die simbole gaan verskil, die grootste een gaan die negatief kry. So dit gaan x min 3, x plus 2 is gelyk aan 0, so dit wil sê x gaan gelyk wees aan 3, of x gaan gelyk wees aan min 2. Dan, die laaste voorbeeld, gee hulle vir jou x² plus x min 6 is gelyk aan 0. Nou, wat is die faktore van 6? 1 en 6, 2 en 3, wat vir jou afgetrek 1 gee? So weer eens, dit gaan 2 en 3 wees, so x, 3 en 2, wat vir jou afgetrek 1 gee? So jy gaan sit met 'n 3x, 'n 2x, en dit gaan vir jou 1x gee. Die simbole gaan verskil en die grootste een gaan die plus kry. So jy gaan sit met 'n x plus 3, 'n x min 2 is gelyk aan 0, en hierdie gaan x is dus gelyk aan -3 of x gelyk aan 2.